Hierdie is deel van riglyne nadat Suid-Afrika nou onlangs die eerste week in April 2017 aangekondig is as junk status. Ek sal die link plaas om na die eerste gebed te gaan luister. Paulus het sy hele bediening gedoen met sy eie geld. En ek kan nie dink aan een persoon wat meer hemelse skatte bymekaar gemaak het as Paulus nie. Maar Paulus was 'n tentmaker. Hy het sy befondsing gekry om self daarvoor te werk. Dalk is daar juis tans nou 'n spesiale tentmakersbedryf waarin God jou wil instuur met die huidige ekonomiese toestand. Dalk is daar nou 'n nuwe bedryf, 'n nuwe industrie wat God vir jou wil gee en jou mee wil gebruik. Ek het gehoor dat uitvoere sal tans nou baie goed doen. So bid vir God vir wysheid op watter vlak hy jou wil gebruik. Wie weet, dalk word jou ouma se koeksusters meer gewild as pizzas of Coca-Cola. Dan wil ek ook gesels oor ons president. Zuma is deur God aangestel. Geen beheer of autoriteit kom nie van God af nie. So dis glo ek nie, dit is Bybels om te bid dat God hom moet verwyder nie. Maar ek kan verkeerd wees. Maar dit is ons plig om vir hom te bid. Ons kan eerstens vir hom bid vir wysheid. As God vir Salomo soveel wysheid kon gegee het dat mense van oral van die wêreld afgekom het om by hom te leer, kan ons weer vir dieselfde bid vir ons president. Onthou, die hele wêreld het by oud-president F.W. de Klerk en Nelson Mandela geleer oor vrede. Hulle het selfs 'n Nobelprys daarvoor gekry. Wat is Trump by ons president kom leer hoe om 'n reënboognasie te bou, in plaas daarvan om 'n $1 triljoen muur te bou om die Meksikaners en hulle lekker tacos uit die VSA uit te hou. Ons kan ook bid vir bekwame helpers vir ons president. Net soos God vir Moses, Oholiab en Bezaleel gestuur het om vir Moses te help om die tabernakel te bou. En net soos God vir Apollos, Priscilla en Aquila gestuur het in Handelinge om hom reg te help. So kan ons bid dat God vir ons president bekwame, wyse en vol van die Heilige Gees helpers en adviseurs stuur om hom te adviseer. God kan werklik enige iets of enige persoon verander. Net soos Saul, koning Saul, bloeddorstig op pad was om vir Samuel te vermoor en sommer Kalgat begin profeteer het, kan God ook ons president verander. Net soos God vir Nebukadneser 'n bietjie humble pie laat eet het, kan God ook met ons president werk. Net soos God Balaam se donkie gebruik het om met hom te praat, kan God ook enige manier gebruik om met ons president te gesels. Net soos een interaksie met Jesus sy gees radikaal verander het, kan ook net een ware ontmoeting met Jesus enige persoon verander. Kom ons vier die vorige oorwinnings. Wat het God onlangs vir SA gedoen? Onthou jy die onlandse smekinge wat uitgestort is vir reën? En was ons gebede beantwoord? Ja, uitroepteken, uitroepteken. Onthou jy die lang en baie reën wat ons gehad het vroeër die jaar? Indien dit in God se plan was om Suid-Afrika te verwoes, sou hy mos nie vir ons reën gegee het nie. Gaan lees meer hieroor met Manoag en mevrou Manoag in Rigters 12 vers 23. En ek het nou onlangs gehoor dat die groentepryse kan moontlik verlaag as gevolg van die goeie reën wat ons gehad het. En kom ons gaan verder. Wat eet beeste en voerkrale? Mielies. So hopelik kan die vleispryse ook verlaag. Want weer eens, die seën van die Here maak ryk. En God het ons geseën met reën. Nog 'n oorwinning wat ons kan vier is Louis Giglio se besoek vroeg verlede jaar. God het vir Louis opdrag gegee om vanuit al die verskillende lande waarheen hy kon toer om spesifiek na SA toe te kom. Dis hoe besorgd God is oor SA, om 'n wêreldbekende prediker hier na ons te stuur. En indien jy nie die byeenkoms bygewoon het nie, ongeveer 70,000 gaste het op hulle knieë gegaan om te smeek vir genade by God vir Suid-Afrika.
Die hele loftes was op hulle knieë, om werklik vir God te wys, ons is ernstig oor ons land en ons het hom nodig. En as Jesus vir die disippels gesê het met die vermeerdering van broodjies en visse, om al die stukkies brood te gaan optel, want hy wou nie gehad het dat die wonderbrood moet verlore gaan nie. Hoeveel te meer dink jy nie is God besorgd oor ons gebede nie? God vang dan al ons trane op in 'n botteltjie. Elke gebed word volgens Openbaring bewaar in die wierookbak. So ek glo dat elkeen van daardie gebede wat daardie aand gegee is, word geprosesseer in die hemel. Geen gebed gaan verlore nie. Nog 'n oorwinning wat ons kan vier is die nuwe DA-setel wat gewen is hier in Tshwane. Besef jy dat ons huidige burgemeester is besig met goeie werk? Dat hy is aktief besig om die stad skoon te maak? Let 'n bietjie daarop, daar is minder papiere wat rond lê in ons stad. Besef jy dat ons huidige burgemeester bid gereeld saam met een van die megakerke hier in Pretoria, se hoofpastoor? Besef jy dat Pretoria is besig om profeseë en verklaring te kry, dit sal eendag 'n holy city word? En een van die dinge wat my gees die mees opgewondenste maak, is die opkomende oom Angus Buckham se biddag hier in Bloemfontein. Weereens, nie een gebed gaan verlore nie. En God sien verseker sulke radikale aksies raak. Ek het vroeër genoem dat R10 kan nou vir jou minder koop as 10 jaar van tevore. Maar dink jy, 10 jaar terug sou ons ten minste 1 miljoen Suid-Afrikaners bymekaar gekry het om te bid? Sien jy die radikale soeke na God raak? Sien jy die megakerke wat oral oppop raak? Ervaar jy die gees van God meer aktief as in jou sonndagskoolklas en jou huidige geesvervulde kerk? Hoor jy hoeveel meer gereeld praat mense van God? Hoe meer gereeld sê mense 'n geseënde dag vir jou verder in plaas daarvan van 10 jaar terug se lekker dag verder. Geestelike beraders se boeke loop oor, hulle is propvol geboek. Net omdat meer en meer mense besef dat ware genesing begin by God en nie meer by sekulêre oplossings nie. Kom ons vier die awakenings hier in ons generasie. Ons bly in die mees opwindendste tye. En dan natuurlik kan ons ook gereeld feesvier oor die vredevolle verkiesings in 94. Weet jy hoeveel intercessors, ernstige bidders, was daar met die 94 verkiesing? Soveel mense wat ernstig gebid het vir vrede in ons land. En God was so getrou. Hoeveel van ons het nie vir jare daarna nog steeds blikkies kos geëet nie? Die vreeskos, die kos wat ons in bakkies voorrade aangekoop het. En het God ons daar gelos? Nee, uitroepteken, uitroepteken. God is lief vir Suid-Afrika. God wil en kan 'n nasie verander. Can a nation turn back to God? Ja, dit kan verseker. Ons is nou in ons leerskool. Skep moed. Net voor 'n groot deurbraak sal ons listige vyand alles probeer om ons geloof te smoor. Net voor die Israeliete uitgetrek het uit Egipte, was hulle werk baie swaar gemaak. Maar kort daarna het hulle deurbraak gekom. Met Jesus se geboorte het Herodes al die babatjies vermoor. Weet jy hoeveel emosionele gebroke mammas was daar op daardie stadium toe Jesus sy bediening begin het? So sien hierdie uitspraak as bevestigings dat groot dinge is op pad. En jy kan nou besluit om op hierdie treintjie te klim en deel te wees van hierdie radikale geloofsgolf van versoening, restaurasie, genade en oorvloedige lewe wat deur ons land gaan ry.